uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Ek het gewonder of ons nog die geskiedenis van Vrouedag ken. So kom ek gee net so 'n vinnige opsomming. 70 jaar gelede, op 9 Augustus 1956, het 20.000 vroue van verskillende rasse en agtergronde gestap na die Uniegebou toe. Hulle het 'n memorandum met 100.000 handtekeninge oorhandig aan die destydse eerste minister, J.G. Strydom. En dit het gegaan oor nuwe paswette wat deur die apartheidsregering ingestel sou word, wat die beweging van swart vroue spesifiek baie minder sou maak in ons land. Nog meer, hulle sou meer ingeperk geraak het. Die optog het plaasgevind en dit was 'n baie vreedsame optog. Daar was geen geweld nie, niks is gebreek nie. Dalk was dit omdat daar nie mans deelgeneem het nie, maar dit was 'n baie vreedsame optog. Wat hulle gedoen het is, hulle het gestap tot by die Uniegebou en toe het hulle daar net in doodse stilte vir 30 minute lank gestaan. En na 30 minute het hulle begin sing en die uitroep wat van die optog wat bekend geraak het, was Watint Abafasi, Watint Imbakodo. Dit beteken, you strike a woman, you strike a rock. Nou die vroue het die geskiedenis verander. Maar die meeste van hulle se name ken ons nie eers nie. Trouwens, ons ken net 4 van hulle se name. En dit was die 4 leiers van die optog. Dit was Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa en Sophia Williams de Bruin. Van die 4 is dit nog net Sophia Williams de Bruin wat nog leef. Sy was maar net 18 jaar oud toe sy 'n leier van die optog was. So ons weet van hulle omdat hulle die leiers was. Maar die duisende ander vroue wat daaraan deelgeneem het, is onbekend. Ons ken nie hulle name nie. Nou, dis niks niets in die geskiedenis van die wêreld nie. Deur die eeue is vroue mos baie dikwels misken en hulle bydraes is nie erken nie. Vrouens het selfs goed wat hulle, prestasies wat hulle bereik het, is ontken of is onder 'n man se naam bekend gestel. Ek dink net oor ons eie kerk se geskiedenis. Dit was maar eers in 1990 wat vroue toegelaat was om predikante te word. En vandag nog steeds hier in ons land is daar kerke waar vrouens nie leiers of predikante in gemeentes mag wees nie. Ook in die Bybel sien ons dat vrouens se bydrae dikwels ontken is, of dat hulle net nie opgeteken is, dat hulle name nie eers genoem word nie. Kom ek noem gou so 'n paar voorbeelde. In Johannes 4 lees ons waar Jesus praat met die vrou by die put. Hy vra vir haar of hy 'n bietjie van die water kan kry wat sy nou net geskep het. Ons ken nie haar naam nie. Sy is net bekend as die Samaritaanse vrou. In Markus 7 lees ons van 'n vrou wat vir Jesus kom hulp vra het met haar dogter wat siek is. En dan ook uiteindelik vir Jesus teregwys, maar sy is net bekend as 'n Griekse vrou van 'n Syro-Fenisiese afkoms. Ons ken nie die name van hierdie vroue nie. Ons weet net van hulle omdat hulle met Jesus gepraat het. En na Jesus se opstanding sien ons dat Jesus verskyn die eerste keer aan die vroue. En die vroue word die getuies van sy opstanding. So in 'n samelewing waar vrouens nie eers kon getuig in 'n hofsaak nie, word vroue die getuienis van hierdie grootse gebeurtenis, Jesus se opstanding. Nou Jesus was een van die min mense wat erkenning gegee het aan vroue. Hy het nie net vroue geïgnoreer nie. Hy het hulle bemagtig, hy het hulle ingetrek by sy bediening. Net die feit dat hy met daai vroue wat ek nou net genoem het gepraat het, sê al klaar iets, want dit was nie toelaatbaar in daai samelewing nie. Ons weet ook dat daar vroue was wat deel was van sy groter disippelskap groep. Vroue wat 'n baie belangrike en integrale rol gespeel het in Jesus se bediening. Maar die evangelieskrywers noem hulle nie eers nie. Want in daai samelewing het vroue geen regte gehad en ook geen erkenning gekry nie. Een van die ander Bybelskrywers wat vroue gebruik het in sy bediening en hulle ook hulle name genoem het, was Paulus. So kom ek lees gou volgens 'n teks vir julle waar hy dit gedoen het. Dit is Romeine 16 vers 1 tot 16. Paulus skryf:
Ek beveel ons suster Phoebe by julle aan, wat 'n dienares of dan 'n diaken in die gemeente van Kenchree is. Ontvang haar in die Here, soos dit die heiliges betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle nodig mag kry. Sy was 'n ware weldoener vir baie mense, en ook vir my. Groet ook vir Priska, of Priscilla, soos sy ook genoem is, en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus. Hulle het hulle lewens vir my op die spel geplaas. Dis nie net ek wat teenoor hulle dankbaar is nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene. Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet my geliefde Epinetus. Hy is die eersteling in Christus uit die provinsie Asia. Groet Maria, wat so hard vir julle gewerk het. Groet Andronicus en Junia, my volksgenote en medegevangenes. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels wat reeds voor my in Christus was. Groet Ampliatus, my geliefde vriend in die Here. Groet ook Urbanus, ons medewerker in Christus en my geliefde Stagus. Groet Apelles, wat in Christus beproef is, en groet ook diegene uit die familie van Aristobulus. Groet Herodion, my volksgenoot. Groet diegene uit die familie van Narcissus wat in die Here is. Groet Tryphena en Tryphosa, harde werkers vir die Here. Groet ook my geliefde Persis, wat baie hard vir die Here gewerk het. Groet Rufus, uitverkorene in die Here, sowel as sy moeder wat ook vir my 'n moeder was. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en die broers wat saam met hulle is. Groet Philologus en Julia, Nereus en sy suster Olympas en al die heiliges saam met hulle. Groet mekaar met 'n heilige soen. Al die gemeentes van Christus groet hulle. So Paulus skryf hier aan die einde van sy brief aan Romeine en hy doen 'n klomp bedankings. Hy sê dankie vir 'n klomp mense. Bietjie soos wat 'n mens sou doen aan die einde van 'n roudiens of by 'n troue waar jy 'n klomp mense bedank. So Paulus bedank die mense en gee erkenning aan die mense wat 'n rol in sy lewe en in sy bediening gespeel het. En hy noem die name van 'n klomp mans, maar ook van 'n klompie vrouens. En dis duidelik dat hierdie vroue nie net in die agtergrond 'n rol gespeel het nie. Hulle het 'n baie belangrike integrale rol in Paulus se lewe en in sy bediening gespeel. Hulle was leiers en medewerkers in die gemeentes en saam met Paulus. Ons lees van Phoebe wat 'n diaken was. Priska of Priscilla wat 'n medewerker en leier was in die heidense gemeentes. Ons lees van Maria, Tryphena, Tryphosa, Julia en Olympas wat almal medewerkers van Paulus was. Nou die interessantste ene vir my van hierdie klomp lees ons van in vers 7. Ons lees daarvan Andronicus en Junia. Wat beteken hulle was of man en vrou of broer en suster, omdat hulle so saam genoem word. Nou Junia moes 'n baie interessante, merkwaardige vrou gewees het, want sy word beskryf as 'n medegevangene. In ander woorde iemand wat ook soos Paulus in die tronk beland het omdat hulle die evangelie verkondig het. Sy word ook beskryf as hoog aangeskrewe onder die apostels, wat beteken sy was deel van die apostelsgroep. So sy was iemand wat deur Paulus en deur die vroeë kerk as 'n leier en 'n apostel in die kerk erken is. Nou die interessante ding is, en hartseer ding is, in die vroeë Bybelvertalings, ook die ene wat Martin Luther gedoen het, want hy was een van die eerstes wat die Bybel vertaal het, is haar naam verander na Junias toe, wat die manlike vorm van haar naam is. Met ander woorde, sy is nie erken vir haar rol as apostel nie, deur haar naam na die manlike vorm toe te verander. Ook in die Afrikaanse vertalings, die een wat ons nog in 1983 gebruik het, is haar naam verander na Junias toe. Dit was eers nou met die 2020 vertaling waar ons vandag gelees het, wat haar naam weer terug verander is na Junia toe. So sy het haar naam teruggekry. Nou in die lig van dit alles wat ek nou gesê het, gaan Vrouedag, met ander woorde, nie net oor die verering van die vrouens in ons eie lewens nie. Dit gaan nie net daaroor om vir die vrouens sjokolade en blomme te gee nie. Dit gaan oor hoe ons na mense kyk. Dit gaan veral daaroor om die vroue wat vandag nog in ons samelewing misgekyk word,
raak te sien. Hier dink ek byvoorbeeld aan die vrou wat by ons werk, ons huishulp. Een dag 'n week kom maak sy ons huis skoon. Sy het amper 2 jaar laas haar kinders gesien. Hulle woon duisende kilometers van hier af by hulle oupa en ouma. So sy is hier in die Kaap omdat sy vir haar kinders 'n beter lewe wil gee. Dit is baie maklik om haar mis te kyk, baie maklik om haar omstandighede mis te kyk. Dit is baie maklik om selfs nie eers haar regte naam te ken nie. Vrouedag is vir vroue soos sy. Ek dink aan vroue wat soggens 4 uur opstaan om 'n klomp taksies te vat sodat hulle betyds by die werk kan wees. En dan saans kom hulle eers 8 uur, 9 uur eers weer by die huis aan. So hulle sien omtrent nooit hulle kinders nie. Ek dink aan bejaarde vroue wat alleen is, wat baie min deur hulle kinders en kleinkinders besoek word omdat dit net eenvoudig te veel moeite is. Ek dink aan vroue wat vol dae werk en dan nog 'n huishouding ook in stand moet hou, bloot omdat die paas afwesig is of omdat die paas net niks doen in die huisie, want dit is mos nie 'n man se werk nie. Ek dink aan vrouens wat hard werk in gemeentes sonder dat hulle enige erkenning daarvoor kry. En dan dink ek aan Paulus wat sou gesê het, noem hulle name, gee erkenning aan hulle, sê dankie vir hulle. Moenie mense net onsigbaar maak nie. So mag ons vandag weer leer om met Jesus en Paulus se oë na mense, na vroue te kyk. Om soos hulle mense raak te sien, om name te onthou en erkenning te gee waar dit nodig is. Want ons vergeet baie maklik dat alle mense na die beeld van God geskep is. En dat elke mens daarom waarde het en 'n plek in God se koninkryk het. Kom ek bid vir ons. Here ons God, vandag kom ons met dankbare harte na U toe. Dankie vir die vroue wat U deur die geskiedenis gebruik het om U liefde en trou sigbaar te maak. Dankie vir die vroue van 1956 wat met moed opgestaan het en teen onreg opgestaan het en ons geleer het dat geloof ook beteken om op te staan vir dit wat reg is. Dankie vir die vroue wat ons in die Bybel ontmoet en soveel ander, ook die wie se name ons nie ken nie, maar wat deur U geken is. Ons dankie vir die vroue in ons eie lewens, vir die vroue in hierdie gemeente wat getrou dien en bid en omgee en leiding neem. Here, vergewe ons waar ons mense se bydraes as vanselfsprekend aanvaar. Vergewe ons wanneer ons mense miskyk, wanneer ons nie erkenning gee waar dit verdien word nie. Ons bid vandag besonder vir die vroue van ons land, vir die wat elke dag met moed hulle gesinne dra, vir vroue wat swaar kry onder armoede en geweld en diskriminasie of eensaamheid. Here, wees hulle krag, hulle skuilplek en hulle hoop. En Here, mag ons leef soos Jesus en Petrus geleef het, deur mense raak te sien, hulle te eer en hulle met liefde te behandel. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.